wasn't just a job for him, it was his purpose. He poured his energy, time into it, took great pride in what he built and accomplished there. Even though he did not have a wife or kids, he was never truly alone. He had colleagues who respected him, friends who cared for him, and family here who loved him deeply and supported him often. Today we remember not just how he lived, but how he passed. With dignity, he lived with dedication, and a heart that asked for little, but gave much in his own way. Sorry. My brother was not. My brother might not have one to express emotions easily, but we all knew beneath that reserved exterior there was a man who cared deeply for his family, his work, and the people close to him. As we say goodbye, I take comfort in knowing his suffering is over, and that he is at peace. Though he has lived a quiet life, his impact on us and those he worked with will continue to speak loudly in the silence of his life. Rest well, my brother. You will be missed. Lionel Rees Thorne, you have achieved legend status. Thank you. Before we say goodbye to our very special Lionel, I want to welcome and thank his friends and colleagues from Nigeria with us today and everyone who joined via the link. Christoph unfortunately wanted to be here in person, but his flight was delayed. You were all a very big part of Lionel's life. He was a private person who did not brag or boast about his achievements, his work, or his life. I want to thank each and every one of you for the role you played in his life and for the comfort it brought us knowing that he had a full and a happy life in Nigeria, and he was loved. Lionel had a quiet way about him, and in that same reserved manner, he quietly crept into the hearts of so many people. He quietly but confidently fought against cancer. He kept so much of the illness from us. I realize now that even that was a quiet act of protection and love for all of us. In the end, he left us quietly heartbroken. We are now going to have the rest of the service in his home language, so please bear with us as we say goodbye to my brother. Baie dankie, Sonja. Kan ons net kyk, Elise, moet ek maar 'n ander mikrofoon gebruik? Werk dit in op die klankstelsel? Ja, jy sien, dis nou die probleem. Uitsending, livestream is besig om ons klankstelsel te affekteer. So, ek gaan nou maar hierdie
gebruik, Elise, is reg. Kom ons kyk net. Hoe klink dit nou daar sy nie? Goed. Jy sal nou moet verstaan, ek gaan nou met een hand moet beduie, ek is 'n ou wat gewoon is om met 2 hande te beduie as 'n preek, en dan jy sal nou weet. Maar kom ons maak die beste daarvan. Ek wil vanmôre namens ons kerkraad en gemeente ook ons innige medegevoel en simpatie betuig, want wel aan julle en die familie met die afsterwing van Milo. Mag die Here vir julle vertroos en bemoedig, mag hy vir julle versterk en mag hy vir julle berusting gee in die tyd wat oor hom voorlê. Kan ek maar net vra uit respek vir die geleerdheid en respek vir die familie. Kom ons maak seker dat ons onsself kan afskakel, dat hy nou nie per ongeluk lei nie. Ek weet ons gaan nêrens meer deesdae sonder ons selfoon nie, maar ek vra maar net vir die van hierdie geleentheid. Kom ons skakel ons selfoon af. Baie dankie. Kom ons worstel voor die Here. Ek slaap my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot aan die ewigheid, en wat nooit kan vaar die werke van sy hand nie. Hemelse Vader, in die oggend is ons hier by mekaar, en U ken ons emosies, U ken ons droefheid, U ken ons hartseer. Ook waar ons by mekaar is om afskeid te neem van 'n geliefde, wat deur die dood van ons weggeneem is. Dankie Here dat ons op hierdie tyd ons toevlug tot U kan neem. U kan sê, Here, ons het U nodig. Daarom kom bid ons vanmôre, Here, waar ons U woord gaan oopmaak, daaruit gaan lees, dat U woord ook vir ons sal vertroos, sal bemoedig, en dat U woord ook vir ons sal aanraak. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Familie en vriende, jy het by die deure die blaadjies ontvang. Die brief van Lionel Rees Fond, gebore 27 April 1974, oorlede 30 Oktober 2025. Die op 1 vers 21 lees: Naak het ek in my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Lionel, beste professor, het ons jou genoem. Vandag groet ons jou en weet dat jy nou pynloos is. Dit was nie ons wil nie, maar God se wil. Te vroeg skreeu ons harte en op aanvaar is swaar. Jy het almal van ons op 'n unieke manier aangeraak. Ons het 'n seun, 'n broer, 'n maat, 'n kollega en nog baie meer verloor. Jou stem is stil. Wie gaan ons nou op ons tone hou, hulp verleen? Terwyl jy jou pyn en vrees alleen gedra het jy nog tyd gehad vir grappies maak en om ons beskerm teen wat wag. So seer as wat ons het, dat ons jou die pynlose lewe in jou ewige huis gaan. Tot ons weer ontmoet, in 'n sag by Jesus, met innige verlange van al sy familie en vriende. Ons gaan luister na 'n lied wat vir ons gaan gespeel word. Kom ons luister dit ook met eerbied en met ons saam. Oh,
Ons skriflesing in die oggend wil ek uit 2 gedeeltes neem. Eers Psalm 1 en dan Psalm 23. Psalm 1, dit gaan goed met die mens wat nie raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met sinnige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en dag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En dan die woorde van die baie bekende Psalm 23. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groenby velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders vertoek bly. U ontvang my soos die eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Liewe familie en vriende, ons is vandag hier byeen om afskeid te neem. Om afskeid te neem en terug te dink aan iemand vir wie u geweldig baie lief was. Iemand wat baie beteken het in die lewe, en iemand vir wie u baie waardering gehad het. Met tye soos hierdie dan is ons geneig om vir 'n oomblik tot stilstand te kom in ons daaglikse lewe. En dan is ons geneig om na te dink oor die sin van die lewe. Wat is die lewe? Ons te leef en waarheen is elkeen van ons met ons lewe op pad. Psalm 1 is een van daai psalms wat jou baie duidelik die kontras uitspel tussen iemand wat naby aan die Here leef, iemand wat die woord van God lees, dit bestudeer, dit oordink en dit dan gaan uitleef. En daarteenoor ook die persoon dan wat niks te doen het met die woord van God die wat beskryf word as 'n goddelose. Die kind van God word beskryf as iemand wat as ware soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is en wat vrug dra in sy lewe. En iemand vanmôre hier is sal weet dat Lionel was iemand gewees wat op 'n besonderse wyse geleef het. Ek het ook later die voorreg om die briefies te lees wat hy as familie geskryf het. En toe ek vir Daggy gevra het, Daggy, watter soort mens was Lionel gewees? En toe Daggy, en ek glo, want ek ken hom al 20 jaar as lidmaat hierdie gemeente, het hy net gesê, Dominique, hy was 'n goeie mens. En hy het nooit van iemand anders sleg gepraat nie. As gelowige kinders van God, is dit so dat wanneer 'n mens iemand in die dood afstaan, dan is jy bedroef, jy's hartseer, jou emosies is deurmekaar. Daar is 'n verlange. Want iemand wat na jou was, iemand wat deel van jou lewe was, is weer dinge daar. Ek moet eerlik wees, toe ek vroeër die week gehoor het van Lionel se afsterwe, en ek gehoor het hy was maar 51 jaar oud, toe was dit vir my ook 'n skok gewees. Maar hierdie Psalm 23 glo ek die Here ook vir ons laat opteken, jy is ook vir 'n tyd soos hierdie,
Dit wat ons vandag beleef. En wat het ons nodig? Ons het bemoediging nodig. Ons het troos nodig. Ons het rustigheid nodig in ons lewe. En as 'n mens Psalm 23 as ware gaan ontleed, dan kom jy agter dat hier 'n sekere elemente wat geweldig belangrik is vir jou geestelike lewe, maar ook vir jou daaglikse lewe. Jou daaglikse handel en wandel. Hierdie Psalm 23 gaan oor die eerste plek waar die Here vir jou rus en veiligheid gee. Ons almal het 'n behoefte aan fisiese rus en ons weet jy moet slaap kry. Maar ook die geestelike rus is nodig. En dis wat God vir ons wil gee wanneer hy ons herder is. Hy wil sy kinders seën met kalmte, met rustigheid en met vrede. Maar hy gaan verder en hy sê, U lei my op my lewenspad. En vanmôre moet ons eerlik wees en erken dat die lewe daar buite kan soms vol chaos en onrustig wees. Dinge kan soms baie deur mekaar kom. En dan het ons leiding nodig op ons lewenspad. Leiding van hoe ons behoort te leef. Hoe ons behoort op te tree. Maar ook wanneer ons groot besluite moet neem. Maar hy gaan nog verder en hy sê, my herder gee ook vir my krag in alle omstandighede. U en ek word uitgedaag in ons daaglikse lewe. Daar kom soms versoekings oor die lewenspad. Dalk ervaar jy dit 'n bietjie moeilik daar in jou persoonlike lewe. Dalk ervaar jy 'n geestelike aanval. Dan het jy krag en standvastigheid nodig. Kan ek vanmôre vir jou vra, waar soek jy jou krag in jou lewe? Waar soek jy jou leiding? Waar soek jy antwoorde wanneer jy voor moeilike uitdagings bestaan kom? Die psalmdigter gaan nog 'n entjie verder en hy sê die Here is my vriend, kameraadskap, vriendskap. Ons het 'n lied geluister, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat eintlik in ons plek wil staan. Die Here Jesus wil vir my en jou 'n vriend wees, spreekwoordelik deur dik en dun, in moeilike en in gewone omstandighede. As ek so kyk na die briefies weer, dan was daai nog iemand gewees wat baie beteken het vir ander. En hy was 'n goeie vriend gewees. Hy het waarde geheg aan vriendskap. Dit was van kosbaar en spesiaal gewees. Die psalmdigter wil 'n bietjie afsluit. Seker die belangrikste deel, die einde van 'n mens se aardse lewe. Daarop praat hy van 'n oorvloedige fees en vreugde wat op my en jou wag wanneer jy in Jesus Christus sterf. Hy sê, Here het vir my plek voorberei, waar ek gaan aansit aan 'n feesmaal, terwyl my teestanders bedoel kyk. Wat plek voorberei vir daai ding, ook vir ons wat glo in die Here Jesus Christus, as ons verlosser en saligmaker. Elkeen van ons moet een of ander stadium kom aan die einde van ons aardse lewe. Elkeen van ons aan een of ander stadium sterf. Wanneer dit gaan wees, dan weet ons nie. Hoe dit gaan wees, weet ons ook eintlik nie. Die groot vraag is, gaan jy in Jesus Christus sterf? Of gaan jy sonder hom sterf? Psalm 23 wil vir my en jou kom bemoedig, kom versterk, kom rustigheid, kom vrede. Psalm 23 wil vir my en jou kom sê dat jy wat in Jesus Christus glo, hoef nie bang te wees vir jou sterfdag. Jy wat in Jesus Christus glo as jou verlosser en saligmaker, hoef nie bang te wees
oor wat van jou gaan doen. Want Johannes 3 vers 16 sê, dat elkeen wat in Jesus Christus glo kan seker wees, hy het die ewige lewe. En daarom kom die vraag ook vanmôre na my en jou toe, ook by hierdie geleentheid waar ons afskeid neem van Lionel. Hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus Christus? Kan jy vanmôre sê, Jesus Christus is jou herder? Kan jy vanmôre saamstem met die woorde wat ons geluister het, dat Jesus Christus is jou vriend? Hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes. Maar dit gaan ook 'n bietjie verder. Die vraag wat ons ook vanmôre vir onsself moet afvra is, hoe lyk ons verhouding met ons geliefdes? Hoe lyk jou verhouding met jou familielede, jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders? Is daar opregte liefde vir my familielede? Is my verhouding met my geliefdes vir my kosbaar en spesiaal? Maak ek die beste van die geleenthede en die tye wat ek het vir my geliefdes? Daar is 'n groot gevaar in die samelewing. Die gevaar van besig wees en gejaag wees. Die gevaar van ons is so besig met wêreldse dinge dat ons baie keer by ons eie geliefdes verbyleef. Dat ons te besig is om rustig by hulle te kan wees. Dat ons te besig is om opreg en intens belang te stel in hulle welwese. Hoe gaan dit? Is jy gelukkig? Is jy gesond? Hoe gaan dit met die kinders? Hoe gaan dit met die kleinkinders? Baie families kom net by mekaar wanneer iemand trou en wanneer daar 'n begrafnis is. En dan hoor jy baie keer oor die familie sê, ons moet plan maak, ons moet weer dikwels by mekaar uitkom. Voornemens wat te kenne gegee word. Maar daardie voornemens moet oorgaan in aksie. Daai voornemens moet oorgaan tot geleenthede waar families by mekaar kom. Wat maak ek en jy met die kans en geleenthede wat God vir ons gee om vir iemand anders iets te beteken? Wat maak ons met die kanse wat God baie keer 'n vreemdeling oor jou pad bring? En jy die geleentheid kry om met daai persoon te begin gesels, dalk beter te leer ken en vir daai persoon iets te beteken. Baie keer is dit ook 'n gevaar dat ons so ingestel is op my eie ek en my selfsugtige optrede dat ek by mense verbykyk wat die Here oor my pad bring vir wie ek iets kan beteken. As ek net hierdie briefies gaan lees, dan gaan jy hoor watter mens was Lionel gewees. Hoe dat hy mense se lewe 'n impak gehad het, 'n verskil gemaak. Hoe dat hy mense se lewe waarde toegevoeg. Dis iets wat eer ek ter harte moet neem. Die mooi en die goeie van Lionel moet jy vir jouself vat en gaan deel maak van jou lewe. Liewe familie en vriende, ons neem afskeid met hartseer. Maar ek glo ek kan ook afskeid met dankbaarheid wees. Dankbaar wees vir die Here Jesus Christus wat ons herder is. Die goeie herder. Mag hy julle vertroos. Mag hy vir julle berusting. Mag hy julle bemoedig. Maar nog meer, mag julle elke dag vashou aan die mooie herinneringe van Lionel se lewe. Amen. Ons luister nou na die volgende lied. Dankie Elise.
bedankings en ook die briefies wat hulle geskryf het. Baie dankie aan William, Sonja, Elise, Antoinette vir al die reëlings. Frank en Gordon vir jou gereelde kuiers en omgee. Marlies en Freddy vir al julle omgee met gereelde oproepe en bemoediging. Die Miller gesin vir al julle onaf en ondersteuning en liefde. Elkeen van die familie se gebede, omgee en liefde deur die jare. Elkeen wat vandag hier verteenwoordig is, het 'n groot rol in sy lewe gespeel. William, Sonja en Antoinette, ek kon nie vir 'n beter broer en susters gevra het. Die Annie en Monique, julle was soos 'n kinders. Dankie vir Philip van Hamilton vir al die raad en bystand by ons moeilike besluit. Almal wat gehelp het met alles, van net vra of alles oukei is, tot almal wat 'n bydrae gemaak het om die dag te beplan. Ons wil nie mense uitsonder nie, want ons wil hê almal moet weet, ons waardeer elke dingetjie en gedagte. Dan ook Dr. Wassa en Dr. Badenhorst, die verpleegpersoneel van Unitas Hospitaal. Baie dankie vir julle ondersteuning, bemoediging en die liefde waarmee julle Lionel behandel het. Baie dankie vir die dames wat ingebracht het Noord vir die regstel van teer en professors na die diens. Sincere begrafnisdienste vir al julle ondersteuning en hulp met die reëlings om alles vlot te laat verloop. Personeel van Laerskool Kempton Park, waaronder 'n paar vriende wat deel geword het van ons familie. Debbie en familie, Petra, Ronnie en Alta. Dankie vir al die oproepe, boodskappe, troos as dit te veel geraak het. Die voortrekkers vir al julle bemoediging. 'n Groot dankie aan ons Hemelse Vader wat Lionel vir ons 51 jaar gedeel het. Die laastens, maar die belangrikste. Dankie Lionel dat jy ons almal altyd voor jouself gesit het en ons lewe beter gemaak het deur net daar te wees. Dan kom ek nou by die briefies wat deur die familie geskryf is. Wel skryf die eerste ene. Rus sag my kind, met trane en harte wat skeur. Nie ons wil nie, maar God se wil. Te vroeg is jy weg en almal tree. Jou stem is stil. Berus is swaar, dis so seer en niks wat keer. Ons is vol moed, tot ons weer ontmoet. Aan Jesus se voete berus jy nou. Sonja, skryf die volgende. Lionel, jy is te vroeg vir ons gevat. Ek is kwaad omdat jy hierdie stryd alleen aangevat het. Maar dankbaarheid vir die einde ons die hartseer oorspaar. Dis 'n bewys van die tipe mens wat jy was. Jy het soveel sukses in jou lewe behaal, jy het soveel mense se lewens verryk, maar altyd nederig, nooit gebrek, altyd aan ander gedink vir jouself. Ek is so lief vir jou, sal altyd wees. Veronica skryf, Lionel, ek van jou kuier baie mis. Toe jy hier kom kuier, het jy my nie vergeet nie. Dinge wat jy gedoen het vir my. My hart is so eina seer, so jy geleef het stil. Het jy ook stil heen gegaan. Nou geen pyn meer nie, lief jou baie. Jy sal altyd in my hart wees, rus en vrede. Dan een geskryf deur Fred, Marlies, Brandon en Zander. Lionel, waar begin mens? Dankie vir al die mooi herinneringe wat ons vir altyd sal koester. Jy was altyd daar, saam op vakansie, jag, visvang op sommer net om te lag en te kuier. Jy het altyd 'n spesiale warmte gebring waar jy was, en ons sal dit vir altyd onthou. Ons sal nooit vergeet hoe ons so boeket was. Toe Fred vir jou daar die straat varkvleis gegee om te eet. Jy vra nog of het lekker is, vat jou hapie en trek daar die gesig. Ons almal het gehuil vir die dag. Dis sulke oomblikke wat ons harte nou vul. Herinneringe vol liefde en lag. Jy was meer as net 'n neef vir ons,
van Monique, Lionel en Michelle. Hoe sê mens tot sien vir jou eie pa? Dankie vir al jou liefde en bederfies en oneindige ondersteuning. Jy het 'n groot deel in wie ek vandag is. Jou grappies gaan altyd onthou word. Dankie vir die beste 22 jaar van my lewe. Ek gaan aan jou dink terwyl ek by my graadepligtigheid staan en my sertifikaat ontvang. Jy is vir ewig in my hart en 'n deel van my. Die hemel het 'n deel van my hart ontvang. Leonay skryf, ek skryf met hartseer oor Lionel. Ek mis jou teenwoordigheid, jou lag, grappies en sorg. Ek onthou ons kosbare oomblikke, jou hulp in skoolwerk en ons pret saam. Ek bewonder jou harde werk en liefde, want het ek seer, troos ek my dat jy nou sonder pyn is. En die tweede laaste een van Lisa, Lionel, dis met 'n baie seer hart wat ek vandag hier afskeid neem. Dankie vir die broer wat jy vir my was. Die lekker kuier en sommer net daar sit, sonder dat ons nodig het om het woord met mekaar te praat. Dit is sag en weet dat jy 'n groot rol in my lewe gespeel het. Dan is daar een wat op 'n foon is, verstaan? Lionel, dankie vir al die wonderlike tye saam, die visvang langs die water, die jagtogte in die veld, en al die lag en stories op die vuur. Jy het elke oomblik besonders gemaak. Ons het jou ongelooflik baie mis, jou gesels, jou humorsin en jou groot hart. Die herinneringe wat jy agterlaat, sal altyd saam met ons bly. En is saam gemaak, die Bokstens en Millers. Is daar nog iemand wat ietsie kort wil sê oor Lionel, wat in jou briefie geskryf het? Goed, kom ons maak die oor toe. Ons Here in die Hemelse Vader, dankie vir die lewe van Lionel. Dankie vir wie hy was, wat hy gedoen het en wat dit beteken. As ons luister aan die briefies wat ons gelees het, dan besef 'n mens op sy eie unieke manier het hy verskil in baie mense se lewe gemaak. En dis ons gebed, Here, dat ons elke dag sal vashou aan mooi herinneringe, aan goeie memories. En Here, ons moet ook weer aangaan in ons eie lewe. En daarom dank ons vir die woord en die gees en die bemoediging wat ons kan kry, dat ook in donker tye en hartseer tye is ons nie alleen nie, U is saam met ons. Ons bid, Here, dat U ook hierdie familie sal styf vashou. Dat U vir ons ware sal toevou met die genade en die liefde. En elke dag die vertroosting sal beleef. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Goed, ons gaan nou trek aan die slideshow. Dankie, Elise.
is as ek so kyk dat dan lyk dit vir my Lionel die voorlewe kom. Is dit reg? Ek het hom gesien dat hy gehengel het, ek het gesien dat hy golf gespeel het, ek het gejag. Hy was op baie dinge betrokke gewees. As ek nou kyk na sy gesinsuitdrukking, dan het dit gelyk asof hy dit geniet het. Ek dink dit is 'n mooi karakter as 'n mens kan voluit leef, nee. Dit wat jy doen ook in ander mense se lewe om die geluk en vreugde te bring. Ons gaan nou vir die vraag te staan en dan gaan ek die draers se name uitroep, dan gaan ons hulle vra om hulle plekke hier by die kus in te neem. En dan gaan ons op die kus uitbeweeg met die lijkslaaf. Dan gaan ons ons verrigtinge daar afsluit, die laaste eerbetoning ook daar doen. En dan is jy welkom om saam met die familie in die saal net die agter die kerkgebou die verklassings te gaan geniet. So ek vra nou die volgende draers om asseblief hulle plek te kom neem. Julian Vos, die broer, Sonja Hilberg, die suster, Janey van den Berg, die niggie, Monique van den Berg, die niggie, Adelaide Daal van die suster, en Frank van die broer. Ek gaan vir die vrou by die lijkslaas so naas moontlik waar die plekke in te neem. Ons gaan probeer met die telefoon ook daar te doen. Jy weet, jare terug was dit stil in die straat, wanneer daar 'n begrafnis is. Vandag is dit nie meer die geval nie, so vra maar of jy daar buite te staan, baie dankie. Ons staan asseblief. And only you
dink aan die graf van ons Here Jesus in die tyd van Josef en Arimatea. Op die Sondagborde was die klip weggerol, die graf was leeg. Die engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie. Julle is van Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Ons vind troos in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe in my glo sal uit alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom bely ons ook nou, ek glo in God die Vader die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei deur Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons by geloof terug. Ons Here die Hemelse Vader, ons neem nou afskeid van Broer Lionel. Dankie Here vir sy lewe, vir wie hy was, wat hy gedoen het en wat hy beteken het. Dankie vir u Seun Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Dankie dat u Seun Jesus Christus ook die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand, waar hy op plek voorberei vir die kinders. Ons bid Here dat u hierdie familie wat bedroef en hartseer is, sal vertroos en sal bemoedig. Ons bid Here dat ons wat agterbly, die tyd sal uitloop, en elke dag voluit sal leef tot u eer. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, en ons elkeen sal wees en bly, van nou af tot aan die ewigheid. Amen. Naaste gesindhede, nou te staan met julle skryfnomme, wat die naaste gesindhede wat hier het, nou die korting, en druk sal staan. Allemaal gelet staan saam met die naaste gesindhede. Allemaal in druk sal staan. Na die evangelie staan net in kan hierdie kant van my asseblief, hier wat daar probeer kan stap. Jy laat die skryfnomme stap vat en dan buite op die kus kan neersit en dan die hele bak kry om mee te maak tot by die hek van my asseblief. Baie wat die wat moet dit is, en die wat so.
Secretary Jan Veerman. Naast de personeel, dan dit voor mij is wat te doen. Zo is het ook, met die in die middel zal staan, die zo, en de rest van die veld, die achter jullie kan staan. Vrede, die liefde, die blijdschap die ons gegeven in de jaren van de vrede. Zij begeert aan die ons Heer Jezus, die begeert het ons voorbeeld, voor te beweren. Met alle liefde, blijdschap en vrede. En de weet waarheid is, zal je nooit vrede. Jullie is bij welkom, ons aan de stad te verdienen. Als ik bij de eerste kan staan, ik stop dat er een keer. En dan heb ik de weer naar de weg, die gaat je bij, je kan niet stilstaan, of je kan niet zo staan, dus jullie bestaat natuurlijk. Maar alles het onze is zo goed. Bye bye.